Vriende, Dawid sê in Psalm 7 vers 7, kom my te hulp, u wat bepaal het dat reg sal geskied. En dan lees ons in Psalm 7 oor die onreg wat in Dawid se lewe gebeur. Kis wat 'n Benjaminiet is, het hom agtervolg en wou hom doodmaak en het teen hom uitgetrek sonder dat hy enigiets verkeerd gedoen het. En vriende, daarom kyk ons na die wêreld waarin ons leef vandag en nuus is deesdae maklik om te vind. Webwerwe deel verskillende stories vanuit verskillende perspektiewe. Daar is die hele perspektief oor die presidentskap van Amerika. Hou jy van Trump of hou jy nie van Trump nie? Daar is iewers waarheid te midde van al die verskillende perspektiewe wat mense vir jou gee. Niemand glo meer almal nie. Tog sien ons een waarheid, vriende. Die aardige ding wat mense aan mekaar doen. Baie verhale van onreg word nie opgeteken nie. Dit word in die harte van kinders en vroue en mans, wat die onreg van ouers, kinders of huweliksmaats moet lei geheim gehou. So lees ons oor die Gaza-strook. Ons weet nie regtig wat daar gebeur nie en moet ons ook nie daaroor uitlaat nie. Die vraag is, wat gebeur daar, wie is die skuldiges, hoekom? Maar wat ons weet is dat onskuldige vrouens en kinders sit vandag sonder huis en is op die vlug en terwyl hulle sonder geliefdes moet begrawe, moet hulle weer vlug en alles is verwoes, hulle skooltjies, hulle toekoms, hulle alles. En vriende, soms is dit klein saadjies van wantroue of agterdog of karaktermoord op iemand op 'n baie strategiese oomblik wat ons ook vernietig. En voordat Dawid amptelik koning geword het, was daar voortdurende magte wat hom wou vernietig. Vriende, die punt van die Psalm is egter dat God geregtigheid liefhet. Dawid se hoop is dat God sal ingryp. Lees ons in Psalm 7 vers 7. Miskien sal die onreg voortduur, maar hy bid, maak 'n eind aan al die bose dade van al die goddelose mense. Stel tog die onskuldiges in die gelyk. U is die regverdige God, sê hy in vers 10. Vriende, ons moet staan waar God staan, teen onreg in die samelewing. Ons moet dit ten alle tye teenstaan. Ons moet dit nie net doen wanneer ons bedreig word nie, maar ook namens diegene wat onder andere ly. Ons is instrumente van geregtigheid. En dit beteken nie altyd dat die God gaan ingryp soos jy wil hê hy moet ingryp nie. Dit beteken ook nie dat jy noodwendig moet ingryp nie, maar dat ons langs God gaan staan en vir hom sê, Here, ons kan ook nie hierdie ongeregtigheid verduur nie. Laat betoon u self as die God van geregtigheid in hierdie wêreld. In Jesus se naam vra ons dit vir hom. Mag ek en jy altyd opstaan, of altyd bid, of altyd in die kant gaan staan van God teen onreg. Die Here help vir ons daarmee.